Vierkantswortels en derde magswortels deur priemfaktorisering. Kyk gou weer na al die terme van wiskundige wortels. Die magswortel is die teken wat om die getal staan. Die radikant is binne-in die wortelteken en die indeks is die klein getalletjie wat voor die wortel staan. As die indeks nie ingeskryf is nie, weet jy dat daar 'n 2 moet wees en dan noem ons dit ook 'n vierkantswortel. Jy het nou al baie met die vierkantswortel van 25 gewerk. Om uit te werk, wat is die antwoord? Kyk jy altyd eers na die indeks van die wortel. Dit is 2, so jy moet uitwerk wat maal homself 2 keer, of wat maal wat is 25. Dis maklik, 5 maal 5 is 25 en ons kan ook sê 5 kwadraat of 5 tot die mag 2 is 25. Ons magsteken of eksponent stem ooreen met die indeks van die wortel en ons kan sê dat dit kanselleer mekaar uit. Die vierkantswortel van 25 is 5. As ons na 'n derde magswortel kyk, ons het 27 binne in die wortel en die indeks is 3. Die 3 sê vir jou, jy moet iets kry wat 3 maal homself moet maal. Gelukkig weet jy mos, 3 tot die mag 3 of 3 maal 3 maal 3 is 27. 3 maal 3 is 9 en 9 maal 3 is 27. Weereens, die eksponent of die mag is dieselfde as die indeks van die wortel. Albei is 3 en ons kan sê hulle kanselleer mekaar uit, so die derde magswortel van 27 is 3. Ons veralgemeen gou met die wortels. Die vierkantswortel van 25 kan ons ook skryf as die vierkantswortel van 5 kwadraat. Die indeks en die eksponent is dieselfde, hulle kanselleer mekaar uit en ons sê die antwoord is 5. As ons nou x kwadraat se vierkantswortel uitwerk, dan sien ons die kwadraat is dieselfde as die indeks van die wortel en hulle kanselleer mekaar uit, so die antwoord is x. Ons pas gou dieselfde beginsel toe op derde magswortels. Die derde magswortel van 27 kan ons skryf as die derde magswortel van 3 tot die mag 3. Die indeks en die eksponent is dieselfde, hulle kanselleer mekaar uit en ons kan sê die antwoord is 3. As ons nou x tot die mag 3 se derde magswortel uitwerk, dan sien ons die derde mag is dieselfde as die indeks van die wortel en hulle kanselleer mekaar uit. So die antwoord is x. Dit was nou maklik om uit te werk want die getalle is klein. Maar hoe werk ons die wortel uit van 'n groot getal? Dis nou sonder 'n sakrekenaar. Ons voorbeeld, die vierkantswortel van 576. So ons moet iets kry wat met homself maal om vir ons 576 te gee. Jy kan gaan en maal somme doen totdat jy by die regte antwoord uitkom, maar daar's darem 'n maklike manier. Kan jy onthou hoe het jy 'n getal uitgedruk as 'n produk van sy priemfaktore? Ons gaan dit nou gebruik. Ek gaan sommer baie vinnig die priemfaktore uitwerk. Jy behoort dit al maklik te kan doen. As jy nog sukkel, oefen sommer met enige getal totdat jy nie meer sukkel nie. 576. Die eerste priemgetal wat daarin kan deel is 2. Dis 'n ewige getal en ons begin altyd by die kleinste getal totdat dit nie meer kan indeel nie en dan beweeg ons aan tot by die volgende priemgetal. Pause gou die video, kry 'n pen en papier en kyk of jy dit kan regkry. Het jy dit reg gekry? Hier is dit gou. Voordat jy wegval in die getal uitdruk as 'n produk van sy priemfaktore, kyk gou wat wil ons eintlik doen. Ons soek 'n getal wat 2 keer homself gemaal moet word, sodat ons dit uit die wortel kan haal. Wat gaan ons maak? Ons gaan kwadraat-eksponente bymekaar maak, so ons gaan groepies van 2 van dieselfde faktore maak. Ons het die blou groepie 2 2's, dan die oranje groepie nog 2 2's, die geel groepie nog 2 2's en dan 2 3's, 'n groen groepie. So ons kan nou 576 ook skryf as 2 tot die mag 2 maal 2 tot die mag 2 maal 2 tot die mag 2 en 3 tot die mag 2. Kan jy begin agterkom wat ons nou gaan doen? Ons kan die getal binne in die wortel oorskryf. Sien jy dat almal met mekaar gemaal word en dat al die eksponente 2 is?
Maak net 'n knoop in jou oor, jy kan dit net doen as dit maal is. As jy bewerking soos plus en minus het binne in 'n vierkantswortel, dit werk nie so nie. Dis net vir maalsomme. So nou kan ons die eksponent en die indeks gebruik om die wortel uit te kanselleer. Haal die wortel af en ook al die eksponente. En ons sit met 2 mal 2 mal 2 mal 3. En dit is 24. Die vierkantswortel van 576 is 24. Jy kan dit gou toets en sien of 24 mal 24 gelyk is aan 576. In die volgende voorbeeld gaan ons 'n derde magswortel uitwerk. Die voorbeeld, die derde magswortel van 3375. Die eerste ding wat jy moet doen, is om die getal uit te druk as 'n produk van sy priemfaktore. Doen dit gou en kyk of jy die regte antwoord kry. Ken jy jou deelbaarheidsreëls? Wat is die eerste priemgetal wat hier kan indeel? Ek weet sommer jy wil met 5 begin, maar moenie. Begin altyd by die kleinste priemgetal. Is dit 2? Nee, dit is nie 'n ewige getal nie. Is dit 3? Kan jy onthou wat is 3 se deelbaarheidsreëls? Die som van die syfers in die getal is deelbaar deur 3. So, 3 plus 3 is 6, plus 7 is 13, plus 5 is 18, en ja, 18 is deelbaar deur 3. Pause gou die video en dan doen jy hierdie hele priemfaktorisering. Kyk of jy dit kan regkry. Goed, hier is dit nou. Ons werk nou met die derde magswortel en ons moet nou getalle soek wat 3 keer homself gemaal moet word, sodat ons dit uit die wortel uit kan haal. Nou gaan ons nie groepies van 2 maak nie, maar ons gaan groepies van 3 maak. Die eerste groep is die blou groep, 3 3e. Die tweede groep is die 3 5e. 3 3 7 5 kan uitgedruk word as 3 tot die mag 3 maal 5 tot die mag 3. Skryf die getal binne in die wortel oor. Sien jy dat almal met mekaar gemaal word en dat al die eksponente 3 is? Onthou net, wanneer jy hierdie doen, kan jy dit net met 'n maalsom doen. Nou kan ons die eksponente in die indeks gebruik om die wortel uit te kanselleer. Haal die wortel af en ook al die eksponente en ons bly oor met 3 maal 5, dit is 15. Die derde magswortel van 3375 is 15. Jy kan dit ook gou toets en sien of 15 maal 15 maal 15 gelyk is aan 3375.